Numeri, hoofstuk 22. Toe het die Israeliete verder getrek en aan die ooste kant van die Jordaan, reg oorkant Jericho in die vlaktes van Moab kamp opgeslaan. En Balak, die seun van Zippor, het gesien wat die Israeliete aan die Amoriete gedoen het. Moab was baie bang vir hulle, omdat hulle so baie was. Vrees het Moab gepak oor die Israeliete. En Moab het vir die leiers van Midian gesê, net soos beeste die laaste bietjie groenigheid in die veld opvreet, gaan hierdie spul nou alles rondom ons opeet. Gedurende hierdie tyd was Balak, die seun van Zippor, die koning in Moab. Hy stuur toe boodskappers na Biliam, die seun van Beor, wat tussen sy mense langs die Efraatrivier gewoon het in Petor. Kyk, uit Egipte het daar 'n volk opgetrek. Die land is oortrek van hulle, en hulle het nou net hier reg voor my kom kamp opslaan. Ek wil hê dat jy hulle vir my kom vervloek, want hulle is heeltemal te veel vir my. Moontlik sal ek hulle in die stryd kan oorwin en die land uitdryf. Dit is tog algemeen bekend dat die persoon wat jy seën, geseënd is, en die persoon wat jy vervloek sal wees. En die leiers van Moab en Midian het na Biliam toe gegaan. Hulle het ook geld saamgeneem. Aan Biliam het hulle die boodskap van Balak oorgedra. En hy sê vir hulle, julle moet vanaand hier oorbly. Ek sal dan vir julle sê wat die Here vir my sal sê. Die leiers van Moab het toe by Biliam oornag. En God het vir Biliam gevra, wie is hierdie mans? En Biliam antwoord, hulle is na my gestuur met 'n boodskap van Balak, die seun van Zippor, wat koning is in Moab. Kyk, uit Egipte het daar 'n volk opgetrek. Die land is oortrek van hulle. Ek wil hê dat jy hulle vir my kom vervloek. Moontlik sal ek hulle in die stryd kan oorwin en die land uitdryf. En God sê vir Biliam, nee, moenie saam met hulle gaan nie, want hierdie volk is geseënd en jy mag hulle nie vervloek nie. Die volgende môre het Biliam opgestaan en vir die leiers van Balak gesê, julle kan maar teruggaan na julle land. Die Here weier egter dat ek saam met julle kom. Daarop het die leiers van Moab klaargemaak en teruggegaan na Balak toe. Hulle het vir hom gesê, Biliam weier volstrek om hier naartoe te kom. Toe stuur Balak meer en belangriker leiers, en toe hulle by Biliam kom, het hulle gesê, dit is die boodskap van Balak, die seun van Zippor. Moet asseblief nie dat enigiets jou terughou om hier naartoe te kom nie. Kyk, ek sal jou loon baie groot maak, en dit wat jy my vra om te doen, sal ek doen. Kom asseblief hier naartoe en vervloek hierdie volk vir my. En Biliam het die dienaars van Balak geantwoord, dit maak nie saak of Balak self sy paleis en al sy silwer en goud vir my gee nie. Ek kan hoegenaamd niks doen wat teen die bevel van die Here my God is nie. Julle moet vanaand ook oorbly, dan sal ek julle sê wat die Here vir my sê. Daardie nag het God na Biliam gekom en vir hom gesê, jy moet saam met die manne gaan as hulle jou geroep het om saam te gaan. Maar wees egter daarop bedag om slegs te doen wat ek vir jou sê om te doen. Vroeg die volgende oggend het Biliam sy donkie opgesaal en saam met die leiers van Moab vertrek. Die Here het egter kwaad geword omdat hy saamgegaan het. Die engel van die Here het in sy pad gaan staan om hom te keer. Biliam het op sy donkie gery en 2 van sy dienaars was saam met hom. Toe sien die donkie hoe die engel van die Here met sy ontblote swaard in die hand voor in die pad staan. Daarop het die donkie die veld ingeloop en Biliam het die donkie geslaan om dit te laat terugkeer na die pad toe. Die engel van die Here het toe gaan staan waar die pad vernou het tussen die wingerde. Daar was 'n muur aan beide kante van die pad. Toe die donkie weer die engel van die Here sien, het sy styf teen die muur geskuur en op die manier ook Biliam se been teen die muur vasgedruk. Weer het Biliam haar geslaan. Daarop het die engel van die Here na 'n plek in die pad gegaan wat so nou was dat daar geen plek was om links of regs weg te draai nie. Hierdie keer het die donkie onder Biliam gaan lê toe sy die engel van die Here sien. Dit het Biliam so kwaad gemaak dat hy die donkie met 'n stuk hout bygedam het. Daarop maak die Here die donkie se bek oop en sy vra vir Biliam, wat het ek verkeerd gedoen? Want jy het my nou al 3 keer geslaan. En Biliam antwoord die donkie, jy is besig om my belaglik te maak. As ek 'n swaard in my hand gehad het, het ek jou beslis nou van kant gemaak. En die donkie vra vir Biliam, is ek dan nie jou donkie waarop jy altyd ry nie? Het ek al ooit so iets gedoen?
En Bileam antwoord, nee. Toe het die Here Bileam se oë oopgemaak en hy het die engel van die Here gesien waar hy met sy ontblote swaard in die pad gestaan het. Bileam het laag teen die grond gebuig. Daarop sê die engel van die Here vir Bileam, hoekom het jy jou donkie hierdie 3 keer geslaan? Jy is op 'n gevaarlike pad, daarom het ek self gekom om jou teen te staan. Jou donkie het my gesien en 3 keer van my af weggedraai. As hy dit nie gedoen het nie, het ek jou doodgemaak, maar ek sou haar laat leef het. En Bileam antwoord die engel van die Here, ek het sonde gepleeg. Ek het nie besef dat u my teenstander op die pad is nie. Ek sal dadelik omdraai en teruggaan indien dit verkeerd is in die oë. Maar die engel van die Here antwoord hom, jy moet saam met hierdie manne gaan. Jy mag egter net sê wat ek jou gee om te sê. En Bileam het verder saam met die dienaars van Balak gereis. Balak het gehoor dat Bileam op pad is. Hy het hom dadelik tegemoet getrek en hom by Moab, wat by die grens van Moab langs die Arnon rivier lê, ontmoet. Toe sê Balak vir Bileam, ek het meer as 1 keer mense na jou toe gestuur. Hoekom het jy toe nie gekom nie? Dink jy regtig ek kan jou nie bekostig nie? En Bileam antwoord Balak, ek is nou hier, maar wat kan ek uit my eie sê? Ek mag slegs dit sê wat God vir my gee om te sê. Bileam het saam met Balak na Kirjat Gisot gegaan. Daar het Balak beeste en kleinvee geoffer. Hy het daarvan aan Bileam en die leiers wat saam met hom was, gestuur. Die volgende oggend het Balak en Bileam vir Bamot Baal uitgeklim. Bileam kon 'n gedeelte van die volk daar sien.